Baie welkom by hierdie aflewering van Litnet se Wyngaard weekliks aktuele gesprek hier op die Litnet YouTube kanaal. Nou hierdie keer praat ons oor die DA se Federale Kongres, wat ook beteken die DA se nuwe leierskapsverkiesing wat voorlê. En vir die gesprek het ek dan nou die oud parlementslid en ook voormalige adjunk minister en voormalige leier van die VF+, Dr. Pieter Mulder nader geroep. Dok, baie welkom. Dankie, Henry. En dan het ons die, moet ek nou al sê, vermaarde politieke joernalis Jan Joubert, wat by ons aansluit uit, waar is die man in Nederland? Ja, op die oomblik en Hendrik gaan vir julle mooi of wel seker 'n aanvaarbare foto van my insit. Daar is nie mooi is nie. Maar my rekenaar het die gees gegee, soos ek seker is al met baie mense gebeur het net voor die begin van hierdie gesprek. Ons het nie geweet dat jy in 'n eerste wêreldse land derde wêreldse probleme kan opdoen nie, maar dalk is dit 'n Suid-Afrikaanse rekenaar wat jy saamgeneem het. Dit is. Evenwel, die Suid-Afrikaners wat tuis is nog hier te sien. Ons derde gas dan Jason Lloyd, hy is bekend as rubriekskrywer op die Litnet platform. So Jason, ook baie welkom aan jou. Ook as ek nou die voormalige titels moet gebruik, voormalige politieke skrywer van die Burger Oos-Kaap en 'n paar ander rolle wat hy al vertolk het. Dankie Hendrik en middag ook aan jou, aan die ander gaste. So ek het gesê dat ons praat oor die DA se leierskapverkiesing en ek verstaan ook, vandag is Woensdag terwyl ons die opname doen en dat dan môre wat Donderdag is, reeds 'n eerste deel van die verkiesing plaasvind en dan nou die sogenaamde groot poste, die gebeur dan nou Sondag by die Kongres self en die Kongres vind Saterdag en Sondag in Midrand plaas. Kom ons praat dalk net gou eers oor die eerste deel van die verkiesing, Pieter Mulder, wat plaasvind môre dan nou, wat Donderdag sal wees en dit is spesifiek vir die poste op die Federale Raad en ons weet dat mevrou Helen Zille, wat tans nog die voorsitter van die Federale Raad is, sy het gesê, sy is nie weer verkiesbaar nie, en sy wil nou eerder haar energie bestee om die burgemeester van Johannesburg te raak. Nou, wie kyk ons daar as 'n moontlike opvolger? Kom ek sê een woord daarso, het is 'n redelik ingewikkelde stelsel in die opsig dat môre se verkiesing is vir die Federale Raad poste, en dit is 'n kleiner groep mense wat kies. Nou ander die populêre poste word oor die naweek gekies, maar hier is dan die voorsitter van die Federale Raad. En daar word daar baie keer verwarring gewees, nou wie is die leier en wie is die voorsitter en waar ook al, want daar's 'n voorsitter van die federale party ook in 'n sekere mate. Nou hierdie is 'n liggaam wat dit 'n klein liggaam beslaan, ek dink is 100 lede, ek is nie heeltemal seker nie. En dis nie noodwendig al die populêre mense wat hier sou wen nie. Onthou in die ou dae James self eintlik hierdie pos beklee, en dis een van die federale voorsitter van die Federale Raad. En ek dink hy het baie magte vir homself geneem, sodat hierdie die magtige poste is. Dis waar mevrou Zille was. Ek dink dis wat die tande sit uiteindelik en dis die dag tot dag besluitneming wat hier geneem word tussen kongresse. Maar die belangrike posisie is dan voorsitter van die Federale Raad en daar's 3 nominasies, dis Werner Horn, Arthur Sarupen en New Makuna. En die debat gaan oor tussen Werner Horn en Sarupen en daar's voordele en nadele aan elke en alle kante toe, soort van Horn kom van die Wes-Kaap af. Die Wes-Kaap net 'n Vrystaat uiteindelik. Maar daar word gesê dat hy redelik steun in die Wes-Kaap en in die Vrystaat en dat hy nie faksieman is, nou wat dit ook al mag beteken, dis wat my bron vir my gesê het. Nou Sarupen is waarskynlik die gunsteling wat my betref. Hy was adjunk voorsitter van die Federale Raad uiteindelik en jy weet hy's tans adjunk minister en hy was 'n hoofsweep gewees en ek alleen in die plekke. En interessant genoeg by die vorige een het hulle 'n pos geskep, 'n derde adjunk voorsitter pos geskep wat hy gewen het en hy het hom ver gewen. Daar is 'n interessante ding wat sê hy is eintlik Zille se man gewees, bedoelende hy het haar veldtog geloods. En dit kan tot sy nadeel wees as die ander kant. Wat tot sy voordeel is, hy het gesê, hy is bereid om te bedank as adjunk minister, want hy is adjunk van finansies, as hy verkies word. En dit kan wys hoe ernstig hy is om die ding te maak werk. So dit gaan wat my betref, die derde persoon is nog ongelukkig nie bekend die een nie. En op hierdie vlak moet jy 'n bietjie hoër profiel hê as dit, die New Makuna. So ek dink is Horn of Sarupen, en my gevoel is Sarupen, maar ek is nou nie daar om te stem nie. Jan, jy hoor Dok praat van
Werner Horren as 'n Vrystater of 'n Kaapenaar maar dit kom daarop neer dat dit klink asof hy sê geografie speel tog 'n rol waar jy vandaan kom in die land binne die DA? Ek dink so, dis 'n baie groot party. Daar's omtrent 2200 stemgeregtigde afgevaardigdes sover ek kan vasstel, waarvan die meeste uit die Wes-Kaap kom. Dis so 692 van hulle. En dan die tweede grootste groep is altyd uit Gauteng en die derde grootste groep uit KwaZulu-Natal, gewoonlik die Oos-Kaap, die vierde grootste groep daar waar Jason se hart lê. So wat Werner betref, hy is 'n prokureur van Bloemfontein. Hy was raadslid gewees, ek ken hom van studentejare af, hy dieselfde tyd as ek gestudeer aan die Vrystaatse Universiteit. Hy was raadslid in Bloemfontein in die Mangaung Metroraad. Hy het toe parlementslid geword, ek dink in 2014 as ek reg onthou, ja, ek dink dis reg. En hy is op hierdie stadium en Heinrich, jy sal dit ken en Dok seker ook en Jason, maar dis iets wat van 'n obskure parlementêre opset, maar hy is een van die voorsitters van die nasionale vergadering. Dit beteken as die speaker nie, adjunkspeaker nou besig is met belangriker dinge, dan moet Werner nou inspring en voorsit. En daar's 3 van hulle. So hoe hierdie ding werk nou met hierdie verkiesing is, die federale raad ken die federale raadsvoorsitter. Hulle is op die ou end 'n bietjie meer dokter as wat u daar sê, hulle dit wissel want daar's verskillende groepe wat daarop verteenwoordig is, byvoorbeeld die vrouebeweging en die jeugbeweging en die studentebeweging, ek weet nie wat nie alles nie. Maar hulle kom op die ou end op my telling omtrent 128, maar dit is nie 'n vaste getal nie, dit skuif rond. En daai raad moet dan nou sy voorsitter en ondervoorsitter kies. Hulle is soos die NEC en die ANC. Hulle is die ouens wat die groot besluite neem soos Dok gesê het. En hulle besluit dit voor die tyd omdat hulle eintlik ook help om die kongres te reël. Kyk, ja. Dr. Ivan Meyer, wat ook aan ons goed bekend is, die Wes-Kaapse minister van Landbou, is die nasionale voorsitter, hy reël die ding, maar die federale raad help hom. So hulle federale raadsvergadering vind plaas voor die groot kongres. Dis hoekom hulle nou so vroeg al stem en dan is dit nou klaar. Nou, of dit die belangrikste pos is, ek dink nie so nie, die leier bly maar die belangrikste pos. Die federale raadsvoorsitter is meer soort van soos die amper die logistieke bestuurder. Dit is 'n verskriklike groot organisasie om te bestuur. Hulle het massiewe inkomste en massiewe uitgawes en dokter sal weet as 'n voormalige partyleier dat elke mens wat nou 'n probleem optel op Gatsrand of Wit Els, die kontak nou vir jou, want ontevrede. So hulle probeer dit bietjie van die leier afhaal en skuif. James self het daai posisie beklee vandat die DA gestig is in 2000 tot 2019 en toe het hy baie siek geword en hy sê dat die oorlede wat geweldige verlies vir die land is. En toe het mevrou Zille mos die relatief onverwagse stap vir partymense geneem om haar terugkeer te maak nadat sy reeds bedank het uit die politiek uit en dis toe sy nou die leier raak. En jy kan dink as dit James self was en as dit Helen Zille was, dit is 'n baie belangrike pos. Oor die ander kandidaat is Asher Sariupin. Hy is tans soos Dok gesê het minister van Finansies. Adjunkminister van Finansies. Ek dink die feit dat hy gesê het hy is bereid om sy pos op te gee, ek dink dit sê baie. Hy kom daar van die Oosrand af. Ek weet nie of die voorsitter van die raad heeltemal so geografies gaan wees nie as ons by die leierskapverkiesing kom. Ek dink daar speel dit 'n groot rol, maar Asher is definitief mevrou Zille se gunsteling. Soos Dok gesê het, hy het elke keer wat sy nog gestaan het vir hierdie groot posisies in die party, het hy dit georganiseer. En hy is baie bekwaam soos Werner ook. So ons sal sien wie daar wen. Die establishment kandidaat is Asher. Hy is terloops as jy hou van etniese groeperings en allerhande sulke verskille aandui. Kom ons sê in die 3-kamer parlement sou hy as 'n indeer in die raad van afgevaardigdes gewees het. Maar ek weet nie of ras nou eintlik so belangrik is nie, maar dit is nou hoe dit nou is. So ja, dis wat ons daar verwag is dat Asher sterk sal wees. Jason, daar het Jan nou 'n kwessie aangeraak. Ek het na geografie verwys vroeër en nou het Jan eintlik vir my dit makliker gemaak om vir jou dan te vra, speel ras 'n rol? Ja, tuurlik speel ras 'n rol, veral teen die agtergrond dat die DA steun verloor, aan die een kant na die PA toe, met ander woorde die breinstem,
Dit is natuurlik stem van die DA, veral in die Weskaap, maar ook gedeeltes van die Oos-Kaap en natuurlik ook met hierdie hele back and claw affære wat John Steenhuisen hom inbevind, is daar ook dan 'n moontlikheid dat die DA ook steun gaan verloor na na die Afrikaner kant toe. Met ander woorde steun verloor na Dr. Mulder se ou party toe. So ja, ras speel 'n rol en dit gaan natuurlik baie interessant wees oor hoe hierdie verkiesing gaan verloop tussen Solly Msimang en Dr. Ivan Meyer. As ek net kan sê byvoorbeeld oor die pos van federale voorsitter, wat eintlik 'n pos is wat geskep gewees het destyds vir Joe Seremane. En ek het net 'n bietjie gaan kyk op die argiewe. Ek dink meer as 10 jaar gelede het ek geskryf dat, ek dink so 10, 15 jaar gelede het ek geskryf dat daai pos eintlik maar 'n simboliese pos is en dit moet afgeskaf word. En julle sal onthou in 2019, net na die verkiesing, het Mmusi Maimane, het hy 'n komitee aangestel, wat natuurlik aanbeveel het, 'n komitee waar Tony Leon byvoorbeeld opgesit het, en ek dink Ryan Coetzee byvoorbeeld, ek het die derde persoon se naam vergeet, en daai komitee het aanbeveel natuurlik dat moet natuurlik verantwoordelik aanvaar vir die swak vertoning van die DA in die 2019 verkiesing, maar ook belangrik dat die pos van federale voorsitter afgeskaf word. So die federale voorsitter was verantwoordelik vir onder meer om die kongres te reël, om voor te sit by die kongres en seker te maak dat die federale kongres wat oor elke 3 jaar sit, se besluite geïmplementeer word. So daai pos is eintlik 'n simboliese pos, maar dit sal eintlik wys hoe die DA vorentoe gaan beweeg. Gaan die DA daarin slaag om sy tradisionele breinstem te, en dit sal interessant wees as Solly Msimang wat huidiglik die Gautengse leier is van die DA, as hy die pos gaan opraap, gaan die magsbalans dan van die DA skuif van die Weskaap na Gauteng toe. Dit sal natuurlik belangrik wees. So ons hou dit natuurlik dop. Okay. Baie dankie daarvoor, Jason. Ek wonder of jy net wil kyk, as jy op Wi-Fi of gebruik jy data, want jou sein was 'n bietjie sukkelend. Ek is op my data. Okay, nou maar kom ons hoop hy hou so. Ek wil asseblief vra dat ons hou by die vraag wat ek vra, want ons gaan by van die kwessies kom wat jy nou al reeds aangeraak het. Ek wil net gou net vra oor nog steeds Dok, oor die pos van wat mevrou Helen Zille tans nog beklee, naamlik die voorsitter van die Federale Raad. Dit word in ons Suid-Afrikaanse politieke leksikon gelykgestel aan die ANC se sekretaris-generaal. So sou jy nie ook dan sê dat is dan eintlik die belangrikste pos nie? Wel, ek dink sy het die belangrikste pos gemaak, as ek nou so sê, maar Jan is reg, Jan, dat die leier is die belangrikste een. Ek meen, aan die ou dae as mense kyk hoe dit gewerk het, was die leier die belangrike een, hy is die leier van die Federale Raad. Van die Federale Raad, nie van die hele party. Wat interessant was, is dat die ondervoorsitter van die op federale vlak amper meer simbolies was, en daarom het hierdie pos so belangrik geword. Nou die feit dat die dag tot dag besluit te neem, is belangrik. Ek dink byvoorbeeld aan 'n besluit rondom Steenhuisen se toekoms. Kan die leier dit neem alleen, Gordon Lewis, ek dink nie hy gaan sommer iets aan hom doen nie, of raak dit 'n FedEx besluit waar die voorsitter daar 'n rol kan speel. Op papier sou ek sê federale raad die belangrikste een, waarskynlik gaan dit beslis Gordon Lewis wees, en dan nou wie is die voorsitter, hier so Ivan Meyer of Solly Msimang, en ek dink Jason is reg daar, dis belangrik, die twee wil jy vir die bruin gehoor gaan, en ek weet mens mag dit nie hard sê nie, is die noorde belangrik, moet Msimang daarmee saam, hy is ook 'n bekwame persoon, skuif het van na die noorde toe, skuif het terug suide toe, dis alles dinge wat 'n rol speel, maar dit is 2000 mense, so kom ons kyk wat sê die demokrasie, in die breë eintlik, alhoewel hierdie word nou gekies deur die kleiner groepie mense. Eindelijk kan ek net oor die belangrikheid van die pos van federale leier iets sê. Ons gaan daarby kom.
Okay. Ons gaan daarby kom. Jan, so kom ek vat nou dan vir jou juis na daai pos toe. Daar is, lyk my, in die algemeen meer fokus op wie gaan oorneem by John Steenhuisen as die federale leier. Jan. En Ja. Jordan Hill Lewis word nou al van die besluit van John Steenhuisen dat hy hom nie weer verkiesbaar gaan stel nie, word Jordan Hill Lewis, wat die Kaapstadse burgemeester is, as die voorkeurkandidaat beskou, en ek dink hy aanvaar dit ook op 'n manier. Is dit hoe dit moet wees? Hoe bedoel jy, Heinrich? Is dit hoe dit moet wees dat 'n kandidaat eintlik al geïdentifiseer word, byna voordat die huidige posbekleer besluit dat hy gaan nie weer verkiesbaar wees nie? Heinrich, ek ken vir Jordan baie goed en hy was nie baie lus eintlik hiervoor nie, want hy is nou 38 jaar oud. En die groot probleem wat Tony Leon gehad, of 39 of so iets, jonger as enige iemand op die paneel, dink ek. In elk geval, die ding is dat hy wou nie so vroeg al in daai posisie gegaan het nie, want Tony Leon het leier van die DA geword toe hy 37 was. En teen die tyd dat hy 50 was, toe moet hy gaan, want toe is hy nou al 13 jaar daar. En wat maak jy nou as jy 50 is en jy's 'n voormalige politikus? Is moeilik. So, dit was definitief nie Jordan se voorkeur nie. Hy het definitief ook gesê dat hy sal nooit teen Steenhuisen staan nie. Ek dink dit het ten spyte van hom gebeur. Daar was nie een of ander vorm van orkestrering nie. Die punt is dat hy uiters bekwaam is. Enige iemand wat in Kaapstad woon weet dit. Is nie bepaald nie Kanaan nie, maar dis Kaapstad, nie Kanaan nie. So, Maar vergeleke met die res van die metros in die land is onvergelykbaar. En selfs meneer Flip Buys, wat baie versigtig is om selfs nie in die politiek te begewe nie en met 'n tamaletjie op sy voorstoep sit, het gesê na sy mening is Jordan die voorste metro burgemeester in die land. So dit nie is 'n omstrede stelling om te maak nie. Maar partykeer, ek onthou ek het hom gesien in Januarie, toe sê ek vir hom, Jordan, partykeer word besluite vir jou geneem. Dit was toe die dinge nou nog heeltemal in kanne en kruike was nie. So die punt is dat hy die bekwaamste is. Dit was verrassend, dink ek, dat daar 'n kandidaat uit Gauteng gekom het. Meneer Sibusiso Junasi is nie onbekende in die DA nie. Hy is die leier van die DA vir die Sedibeng distrik, wat basies die Valdriehoek is en Heidelberg. En dis baie groot. Ek bedoel, dis amper 'n metro al. So hy is ook nie onbekend nie. Ek sien hy is ook 'n voormalige inskrywer vir meneer Suid-Afrika, wat hy toe nou nie gewen het nie. So van die mense sê hy gee duidelik nie om in te skryf vir kompetisie vir hy 'n kans het. Maar in elk geval, ek dink glad nie daar's iets sinister daaraan, Heinrich. Goed, ek aanvaar dit so. Jason, Heinrich, kan ek dit iets ja, sê? Jason, ek het 'n vraag vir jou. Kwalifiseer iemand se goeie prestasie as 'n uitvoerende burgemeester van 'n metroraad daardie persoon om 'n partyleier, nasionale partyleier te word? Voor ek jou vraag antwoord, wil ek net gou op Jan reageer. Jan het gesê GHL is baie bekwaam, maar ek dink ook hy is die enigste, of indien nie die enigste persoon met die hoogste profiel in die DA. En die DA het nie baie hoë profiel mense nie, moet ek erken. Ek bedoel, die feit dat Helen Zille nou gaan burgemeester word, gaan sy seker die naas bekendste en mees gewildste persoon wees naas GHL as hy leier word. Ek sou sê, ek stem, soos ek gesê het, ek stem saam met Jan, hy is baie bekwaam, maar hy het ook 'n hoë profiel, en hy is die enigste persoon natuurlik met die hoë profiel. Ek weet nie na watter kwalifikasies verwys jy nie, verwys jy na akademiese kwalifikasies, verwys jy vir die feit dat hy 'n skaduminister van finansies gewees het, dat hy baie goed doen as burgemeester in Kaapstad. Ek weet nie spesifiek waarna jy verwys nie. Maar Ek het bedoel vir bevoegdhede, ek het nie bedoel formele kwalifikasies nie, bevoegdhede. Bevoegdhede natuurlik, hy doen baie goed en hy weet hoe om die hart van die arme mense in
in die in die Kaapstad te steel, en natuurlik gebruik hy ook sosiale media tot sy voordeel. Okay, so die So hy vraag, weet, kom ek help jy net gou oor, die vraag was of iemand se prestasie as 'n burgemeester daardie persoon ook kwalifiseer, bevoeg maak om 'n party op nasionale vlak te lei. nee, daai vraag kan ek nie beantwoord nie. Dit moet die DA se lede beantwoord, en natuurlik ook die mense wat gaan stem vir die DA in November. Maar dat hy bekwaam is en dat hy gewild is nie te bevraagteken nie. Jan, het ek jou stem gehoor? Kan ek probeer nie? Ek gesê kan ek O, Dok, probeer. asseblief. Dok, wil jy vir ons eers sê wat het jou gekwalifiseer toe jy partyleier geword het? Ervaring. Nee. Maar nee, kom ek glo nie die storie dat dit familiebande was nie. Daar's te min familie daar om in te stem, is dit bietjie meer as een boetie. Net my boetie was daar, niemand anders nie. Nee, kom ek sê wat ek dink die laaste dilemma is, en dit verstaan. Ek verkies dat 'n leier van 'n party in die parlement moet wees, op nasionale vlak ervaring moet opgedoen het en leier. Dit is die normale prosedure. Maar ek het begrip vir die DA, omdat hulle nou regeer op hierdie vlak soos die Weskaap, is dit outomaties, selfs in die provinsie. Dis waar hulle deurgeglip het dan, en hy dan deurkom om te sê, maar ons het al ervaring van regering, wat jy nie noodwendig as leier van oppositie opkry nie. So daarom kom, dis nou nie ding, want hy selfs van die derde vlak af, plaaslike vlak af na leier toe gaan, hulle dan van premier vlak af dit gedoen, maar dit skep wel 'n probleem, en dit kan ons miskien nou oor praat, wat gebeur dan in die parlement? Jy verstaan, gaan hy parlement toe uiteindelik, bly waar hy is, want baie van die aktiwiteite in die groot nasionale politiek is in die parlement, die media is daar word groot besluite geneem, en dan kom jy versigtig om van buite af daai spel te speel, is nie altyd so maklik nie, en ek dink dis die dilemma. As ek kyk, hy het reg gekry, maar dit is nou op derde vlak, maar die hooflik eintlik ideaal is die leier moet op nasionale vlak wees, ja. So Jan, wat vir John Steenhuisen het die mense gesê 'n goeie kandidaat gemaak het toe hy partyleier geword het, was juis die feit dat hy homself binne die parlement as hoofsweep bewys het. Jordan Hill-Lewis is baie duidelik daaroor dat hy wil aanbly as Kaapstad burgemeester, selfs as hy leier word. Jou reaksie? Ja, ek dink is die regte besluit. Ek was beïndruk daarmee dat hy dit vinnig geneem het. Die Kaapstad is die absolute juweel in die kroon van die DA. Dit is hulle sterkste gebied. As hulle het te doen met die PA wat goed doen in tussenverkiesings in die platteland, nie in die stad nie, maar miskien kan dit versprei. Die DA kan onder geen omstandighede bekostig om die Kaapstad te verloor nie. So, en hy is die duidelike kandidaat vir burgemeester. As hy nou moes gewaai het as burgemeester, sou dit 'n stryery en 'n half beteken het in die aanloop tot 'n verkiesing. So ek dink hy het daardie party bo homself gestel. En selfs as met Asher, daai tipe ding weeg baie vir die party se afgevaardigdes. Onthou, baie van mense is raadslede. Die party is hulle mealticket. Hulle wil nie hê hier moet nou 'n bakleierery in Kaapstad kom. Die Kaapstad is wat Tony Leon genoem het, the shining light on the hill, die skynende lig op die heuwel. So ek dink hy het die regte besluit geneem. Tweedens, al die partye in die regering van nasionale eenheid sukkel om terselfdertyd in regering en oppositie te wees. As jy daai twee posisies skei, en dis wat die Vryheidsfront gedoen het, met die ander Dr. Pieter Groenewald in die kabinet waar ek dink hy uitstekende werk doen, en selfs 'n onwaarskynlike Chuck Norris tipe van held geword het, sien ek op Black Twitter, Dr. Pieter se persoon wat hy waarskynlik die beste ken in die politiek wat die party leier oorgeneem het. Hoe vaar hy? Van die Vryheidsfront. Sê hoe vaar hy? Flip Buys het gesê, beste partyleier in die land. Oor wie het hy dit gesê? Flip Buys. Oor wie het hy dit gesê? Oor Dr. Corney. Ja. So ek gaan my brein uitstuur en uitkontrakteer aan solidariteit. Baie mense doen dit. In elk geval goed. So maar dus ek dink dit is slim om daai te skei, want anderster raak jy die groot uitdaging vir al die oppositiepartye en regering nasionale eenheid, en dan miskien meer spesifiek vir die DA, is om nie die pad van die nuwe nasionale party te loop, toe hulle so half in regering, half in oppositie was nie. En dan voorts, hier wil ek nou net 'n
knippel in die hoenderhok gooi, want ek sal nou vir julle sê die goed's nog nie besluit nie. Dit is nie. Dis te moeilik. Maar wat maak hulle met Steenhuisen? Want hy, kom ons sê sy posisie as minister van landbou is veel besproke. Nou as daai posisie van parlementsleier nou oop is, dan kan dit mos 'n plan wees. Ek weet nie, dis nog nie, daai goed nog nie besluit nie. Maar ek dink maar net jy kan 2 vleie met 1 klap slaan. Moet hulle stuur hom terug na sy ou poste? Of liewer, hy was hoofsweep. So stuur hom terug in daai ruimte in. Stuur hom terug in daai ruimte in 'n hoër posisie. Jason? John Steenhuisen, ja, is in die moeilikheid oor die Beck-and-Close krisis, maar dit kan toch sekerlik nie wees waaraan jy sy leierskap van die DA tot nou meet nie. Nee, ek dink John het baie goed gedoen as leier. John het vir my die party gemoderniseer. Met ander woorde, hy het beleid geformuleer wat aanklank vind by die moderne orde. Soos byvoorbeeld 'n moderne ekonomie, die DA se beleid ook ten opsigte van sy buitelandse beleid, staan lynreg teenoor die ANC se destruktiewe buitelandse beleid. En ek dink ook, en ek het in my stuk byvoorbeeld genoem dat John het verbasend nogal sy Afrikaans verbeter. En hy het... Sê gou vir die mense wat nie op hoogte is nie, watter stuk verwys jy na? Ek verwys na my stuk wat ek onlangs op Litheid geskryf het, waar ek gevra het, is John Steenhuisen moontlik die volgende Kortbroek? Verwysend natuurlik na Martinus van Schalkwyk, waar destyds op 'n baie jong ouderdom, ek dink 37 jaar oud, die leier van die Nasionale Party geword het, en ek dink is professor Willie Esterhuizen wat hom destyds gedoop het as Kortbroek. En dit spreek tog na die feit dat in die Afrikaner politiek, en ek dink dit is voor 94, het adjunkministers gewoonlik bekend gestaan as Kortbroek. En hulle het hom op daardie stadium, ek dink in die 97, nadat oud-president F.W. de Klerk uit die politiek uitgetreed het hulle gereken binne die Afrikaner gemeenskap of politiek dat Martinus van Schalkwyk te jonk is vir die rol van leier van die Nasionale Party. En ons weet toe wat het daarna gebeur, dat die Martinus eintlik die Nasionale Party gelei het, totdat die Nasionale Party opgegaan het in die ANC en so aan. En dan jy vra aan jou stuk, is dit 'n moontlikheid dat John Steenhuisen uiteindelik die DA kan verlaat? Het ek dit reg gelees? Ja. So daar is moontlikheid en daar is teenstrydighede, en ek haal ook aan dat GHL het onlangs 2 teenstrydige uitsprake gemaak. Die eerste een was in die papier waar hy gesê het, hy het die reg as leier om natuurlik die kabinetslede en die adjunkministers van die DA in die regering van nasionale eenheid te vervang en so aan. En toe het hy nou verlede Sondag, of die Sondag wat verby is, het hy gesê dat hy die president gaan vra om John Steenhuisen aan te hou as minister van landbou. So daai teenstrydigheid verdiep. Wat is die teenstrydigheid? Die teenstrydigheid dat hy 2 teenstrydige uitsprake gemaak het. Nee, hy is reg dat hy as sy nuwe leier raak, dat hy vir die president kan sê, hierdie is die DA-lede wat ons beskikbaar stel, nomineer om in kabinetsposte te dien, wat die president aan die DA beskikbaar stel. Ja, is natuurlik reg, maar hy teenstrydige argumente gemaak veral teen die agtergrond van die ongewildheid waarin John Steenhuisen verval het met die hantering van die Beck-and-Close. So die vraag, het ek gevra, wat gaan gebeur met John? John het onlangs 50 jaar oud geword. Gaan John gereduseer word as John se ministerskap van hom weggeneem word? Gaan hy gereduseer word nou as 'n agterbanker? Met ander woorde, gaan hy wag tot die volgende verkiesing 2019? En wat gaan gebeur as John moontlik nie herverkies word
tot die parlement toe nie. Gaan John toenadering soek tot die ANC? En wat ken die agtergrond van John se finansiële probleme, wat hom ook natuurlik in die moeilikheid gebring het, gaan hy toenadering soek tot die ANC? So daai vraag word gevra rondom John, en dit is natuurlik nie waarskynlik dat hy parlementêre leier gaan word nie. Ek het nie vir Jan so goed geluister nie, maar die DA se grondwet maak voorsiening, se federale grondwet maak voorsiening, indien die federale leier nie lid is van die parlement nie, dan kan die caucus van die DA wel 'n parlementêre leier verkies. So die vraag bly dan staan, wie kan hy leier wees? En is interessant dat Jan nou gesuggereer het dat dit John moontlik kan wees. Kan ek ook probeer, Heinrich, kan ek probeer? Asseblief, maar ek sal ook net wil hê jy moet dalk ietsie sê vinnig, Dok, oor hoe het die VF+, want jy ken mos nou mense wat belangrike rolle daar vertolk, hoe het hulle hierdie dilemma hanteer van 'n nuwe partyleier teenoor verteenwoordiging in die kabinet? Ja, kom ek sê net een dingetjie, ek glo wel, en ek weet dis nou my persoonlike mening, dat as die nuwe leier, as 'n leier klaar is, dat hy moet uittreë. Ek weet dis erg, ek sit by die huis soort van, maar ek het uitgetree om die ou dominee daar te hê in die kerk, en hy sit daar agter en jy praat preek van vooraf, en die ou dominee skud sy kop en hy stem nie met die preek saam nie. Ja, maar dis 'n regverdige vergelyking. Jy was darm 30 jaar in die parlement, as ek hierdie boek reg lees. Ja, hoor, dis oulik, het jy daai boek, baie mooi, man. Nee. Ek het ook, dit is 'n goeie boek. Ja, goed. Die tweede deel is net so, ek sê, dit is net lastig. Jason is absoluut reg, dis 'n moeilike rol wat hy maak. Wat moet hulle maak? Die een gerug, en daar's baie druk binne die DA ook, en een druk sê, hy moet uitkom by landbou, hy moet doen skade daar vir die party, miskien moet hulle hom omruil na 'n ander portefeulje toe. Ek dink die moeilikheid daarmee is, hy het gesê, ek bedank nou as leier, omdat ek my volle aandag aan back and closure wil gee. So as hy nou skielik geskei word, dan roep hulle die bluf, want dit was maar 'n bluf. Onthou, hy het nog 'n paar maande terug gesê, ek is beslis onbestrede, ek staan weer as leier. En toe die moeilikheid kom, toe skielik is die verskoning daar, ek wil my volle aandag hieraan gee, nou staan ek terug, maar ek bly anders minister van landbou. So dit gaan moeilik wees vir Gordhan Hill om hom te skuif byvoorbeeld, dit kan vir die party goed wees om daar uit te haal. En ek wil net een ding, ek weet Fliby se naam is nou genoem, steeds hy het die foutjie gemaak wat my betref, om Solidariteit en AfriForum en SAI as vyande te maak. Weet, hy praat van AfriMaga mense. Dis nou oulik, maar in my tyd het ek al my dae gehad dat AfriForum wou nie kant kies in Solidariteit in verkiesingstye nie, omdat hulle so baie DA-lede en Vryheidsfront-lede het. Nou, nadat hy hulle sleg gesê het, lyk dit my, is dit baie makliker vir hom te sê, hierdie kant toe, so dis alles probleme rondom hom uiteindelik. Nou, hy kan in die parlement agterbly, hy kan minister bly, daar's geen twyfel aan nie. Of hy dan leier moet wees is 'n ander vraag. As jy dan dieselfde ding doen wat die Vryheidsfront gedoen het, dan kies jy iemand anders as die leier in die raad wat die beklei kan doen met die ANC sonder dat hy huiwerig is soort van en hou hom net aan dan as 'n minister wat lid is van die caucus. En daar is sulke mense wat onlangs weg uitgegooi is vir die kabinet of waar ook al wat so 'n leier kan wees. As jy hom leier maak in die raad, dan moet hy die ANC beklei van tyd tot tyd en ek het hom dopgehou. Hy kry swaar om dit te doen. Die Vryheidsfront kry dit reg met Groenewald wat sy portefeulje doen. Hy praat net korrektiewe dienste en Corne Mulder wat dan kan beklei wanneer nodig. En dit is 'n interessante kombinasie wat werk en veral as die verkiesing nader kom, raak dit belangriker dat die DA ook besluit watter rol speel hy. Want dit is moeilik om binne te wees en buitekant, om krities te wees, maar ook tog nog bydra te maak en daai balans het hulle nog nie regtig gekry nie. Jan, soos almal nou aanvaar dat Dr. Ivan Meyer ook sy pos as federale voorsitter gaan behou, hoekom dan nie vir Solly Msimanga na die parlement stuur, dat hy dalk parlementêre leier raak nie? Okay, Heinrich, jy maak nou 'n groot sprong van waar Dok was. Ek wil net vir mense sê, ek gaan vir Dok hierso vir een keer in my lewe 'n guns doen, en sê dat as jy in Pretoria is Saterdag, en jy's in die onmiddellike omgewing van Garsfontein, dan kan jy 11:00 in die môre, kan jy jou skrede wend na Aurelia Straat in Garsfontein, nommer 658. Jy moet ver weg parkeer. Ek was al daar. Dit is Margalei, my oud kollega se kuierstoep, en dit is waar Dr. Pieter in gesprek sal wees met Marga om sy wonderlike nuwe boek Parlementpraatjies bekend te stel. As jy belangstel in die parlement, jy gaan nie 'n beter leermeester kry nie. So ja, daar het ek dit nou gedoen en nou kan ek hom klein bietjie aanval, want
So is dit so dat politici wat uit die politiek getree het, tog maar politici bly in 'n sekere sin en joernaliste wat uit die journalistiek getree het, miskien ook maar joernaliste bly en moeilikheidmakers wat nie meer formeel in daai rigting werk nie, die bly dalk moeilikheidmakers, maar ek dink dokter was 'n klein bietjie stout om die solidariteit ding daarin te gooi. Ja, dokter kan maar weet, want ek dink hierdie dinge weet ek dalk 'n bietjie beter as dok, dat daai breuk is geheel. So hoef nie te worry nie, mense moet nou nie skrik nie. Jy hoef nie vir die Vryheidsfront te stem as jy solidariteit lid is nie. En daar is nie 'n baklei tussen die DA en solidariteit nie. Daar is wel 'n baklei tussen meneer Steenhuisen en solidariteit, maar vat dit nou maar van my af, daai is nie so erg. Nou as ons terugkom dan na Dr. Ivan toe, het ons nou beweeg. Okay, so voordat ons mense nou deur mekaar raak. Ons het nou gepraat oor die Federale Raad, die omtrent 130 mense wat die dag-tot-dag bestuur doen, en dis nou waar Helen Zille nie meer gaan wees nie, en waar dit Asher Sarupin is teen Werner Horn. Net terloops op daai punt, dokter het gesê, sy bron sê, Werner is 'n nuwe faksiekandidaat. Dit verwys na 'n stryery wat die afgelope maande uitgebreek het tussen Zille en Steenhuisen. En hulle het twee faksies in die party, en Werner, sover ek verstaan, staan nie vir een van die twee faksies nie. So dis net om daai ding te verduidelik. En dan wat die aanstelling in die kabinet betref, daardie kwessie word binne die DA hanteer deur die Federale Raad. Dis baie onwaarskynlik dat die Federale Raad teen die federale leier sal gaan, veral as dit so 'n nuwe een is, maar dit is eintlik nie noodwendig die leier se besluit nie, dit is 'n Federale Raadsbesluit. As jy wil kyk hoe dit toegepas is, die groot fout dink ek wat Steenhuisen gemaak het, was om Dion George af te dank, en dit is toe deur die Federale Dagbestuur gedoen, so dit word 'n Federale Dagbestuur besluit. Ek stem saam met Jason, ek stem nie saam met Jason dat Steenhuisen na die ANC toe gaan nie, ek dink dis onwaarskynlik, maar die DA gaan vir hom 'n plekkie moet vind, want daar's twee mense wat jy as jy hulle wegjaag. Die een is die leier en een is die finansiële hoof. Hulle weet waar die lyke begrawe lê. En dis dan lankal gesê, ek dink deur Otto von Bismarck, dat as jy van die demokrasie hou, is dit soos wors. Jy moet maar liever nie kyk hoe dit gemaak word nie. Nou daai dun velletjie wat om die wors gaan, dit is die feit dat nie een van ons insit op selfs die Vryheidsfront se dokter, wat s'n 90 mense, julle het 'n ander naam daarvoor? As die Federale Raad van 110, ja, Federale Raad. Okay, Federale Raad. So die Federale Raad, is dieselfde as die DA se. Okay. So maar dit kom en dan het die DA daar baie federale dagbestuur soos die National Working Committee en die top 7 top 8, ek weet nie hoeveel het die ANC deesdae nie, wat daai tipe besluite neem. Nou goed, daai mense moet dan nou die party moet dan ook 'n voorsitter hê wat landwyd is. En nou maak hulle dit vir ons moeilik deur dit 'n federale ding te noem. Maar dit los federaal een kant, dis die nasionale voorsitter. Dis dieselfde as die nasionale voorsitter in die ANC, en dit was geskep nie as 'n simboliese pos nie, maar luister mooi, 'n vredemakerspos. In 'n party, selfs die Vryheidsfront wat basies geen foute het nie, het soms 'n bietjie verdeeldheid, nee. Wat dokter? Of wat? Praat ek nou nonsens of sê hulle altyd saam oor alles? Kom by Solly Msimanga uit. Nee, so okay, ek trek die dokter se been. Die punt is, 'n politieke party is soveel hoofde, soveel menings, en partykeer ontstaan daar faksies, en dan raak dit giftig. En die rol van die federale voorsitter is om daai faksies dan weer bymekaar te bring, sodat dinge kan funksioneer. En dis een van die sterkste poste in die DA, nie een van die swakstes nie. Nou daar het ons twee kandidate, Dr. Ivan Meyer, hy is die Wes-Kaapse minister van Landbou, en hy is lankal die federale voorsitter. Eintlik na meneer Seremani uitgetree het Dr. Ivan die federale voorsitter geword. Okay, Jan, so hou jy so iemand omdat hy al daai ervaring in daai pos het, of sê jy nee, kom ons bring nuwe bloed in, 'n jonger persoon wat potensiaal het om te leer by die meer ervare persoon, en skuif vir Dr. Meyer na 'n ander pos toe dan? Wel, soos Dr. Mulder gesê het, jy weet, daar's 2200 mense. En dit maak dit moeilik om te voorspel. Ek het nog nooit gevind in enige politieke party, en die hemel weet, ek was op meer kongresse van meer partye, selfs die PAC, as wat vir enige mense gesondheid goed is. Maar ek het nog nooit gevind dat dit regtig so werk nie. Dit gaan maar oor wie hou die mense meer van, of wie dink hulle sal meer effektief wees. Nou wat mens hier hoor, en ek hoor ook nou maar, is dat die Gautengers wou gehad het dat Jordan vir Solly
endorse, ondersteun en so as die nasionale voorsitter. En Jordan het gesê hy endorse niemand na enige kant toe in enige van die poste nie, wat ek dink ook 'n wyse besluit was gegee dat sy kans om leier te word omtrent 98% is. So dit het toe die Gautengers 'n bietjie verras en toe het die meneer Jonasi wat nou teen Jordan staan daar uit die houtwerk uitgekom, of daar verwantskap is tussen daai twee, die weet ek nie. Maar dat wat ek verstaan, gaan die Natalers grootendeels saam met die Wes-Kaapenaars stem teen die Gautengers, maar die rede daarvoor is nie ras of enigiets anders nie. Die rede is dat die Gautengers is oor die algemeen nie positief oor die DA se deelname aan die regering van nasionale eenheid nie, en dus ook nie aan die regering van provinsiale eenheid in KwaZulu-Natal nie. So die mense se belange en hulle visie van waar die party in moet gaan, weeg baie meer as ras waaroor nou gepraat is, of geografie of so. Geografie help. Jou kanse om verkies te word as jy uit Limpopo uitkom waar die DA regtig nie baie steun het nie, is natuurlik kleiner, want die Wes-Kaapenaars ken mekaar mos nou. So, maar my verstaan is dat die Natalers grootliks saam met die Wes-Kaapenaars sal gaan, maar dit sal moeilik wees om te sê wie gaan wen. Ek sal nie so voorspel nie. Beide is knap. Okay. Salim Simanga was 'n baie goeie burgemeester vir Pretoria en hy's leier in die wetgewer in Gauteng, en Dr. Ivan, die ken ons heel goed. Jan, baie dankie daarvoor. Kom ons praat nou oor die DA, die stand van die DA en wat dit beteken met nuwe leierskap of nie vir die komende plaaslike verkiesings. Jason? Ja, die DA staan natuurlik vir liberale waardes. En die liberalisme is eintlik ingebou in 'n grondwetlike orde. So die probleem gaan natuurlik wees vir die DA is om steun te kry. En tot huidiglik kon die DA nie sy steun uitbrei, veral ten opsigte van swart stemme nie. So wat gaan die opsies wees dan vir die DA? Die DA sal moet alliansies vorm met eendersdenkende politieke partye wat ook hulle liberale waardes ondersteun. So dit sal natuurlik beteken dat die DA hande vat met ander kleiner liberale partye, maar die DA is huidiglik een van die grootste partye wat natuurlik staan vir daai tipe waardes. Okay. Maar daar is tog hoop. En ek sê dit veral teen die agtergrond dat die ANC besig is om steun te verloor. En as ons vorentoe 'n soort van koalisieregering soort kan vestig in Suid-Afrika, en ons kan meer van die kleiner partye inkry wat ook liberale waardes voorstaan, dan beteken dit dat liberale waardes sal meer traksie kry, en dat partye byvoorbeeld soos die ANC, die EFF en die MK, wat eintlik vir Afrika sosialistiese benadering staan, wat byvoorbeeld gons vir woorde soos fiskale dissipline, die regulering van die ekonomie, met ander woorde 'n markgerigte ekonomie. As die DA daar kan inslaag om die ANC en die ander histories linkse partye, soos die partye wat ek nou genoem het, onder 50% te kan dwing, dan staan liberalisme 'n kans. Goed, Dr. Mulder, maar ek het nog nie in die samestelling van koalisies sedert 2021 gesien dat ideologie of beleid in die algemeen speel 'n deurslaggewende rol wanneer daai koalisies op plaaslike vlak saamgestel word nie. Ja, dit is 'n groot fout, jy is absoluut korrek. En een van die redes waarskynlik is wel in die landwyse nasionale vlak is daar 2 weke om so 'n koalisie saam te stel, en dit moet beslis verander, want as gevolg van die 2 weke praat hulle meer oor poste as oor ideologie. Nou op plaaslike vlak, regtig lê moet werk, is dit eintlik ideaal. Ek praat van die robotbenadering waar jy 'n rooi lig, 'n wit, 'n oranje lig en 'n groen lig het. En dan sê jy vir mekaar, die groen goed waaroor ons saamstem, kom ons maak 'n lys daarvan. Die rooi goed wat ons radikaal verskil, kom ons maak 'n lys daarvan, en die oranje wat ons mekaar kan oortuig, en dan maak ons die koalisie en ons begin onmiddellik om te kyk of ons die groen goed kan deurdruk.
Ek weet dit is oor eenvoudige, maar dit verduidelik so 'n bietjie daarvan dat jy ideologie kyk en dan kyk jy daarna hopelik na poste en dan kan die ding werk en jy hoop 'n langer leeftyd as wat hulle gehad het tot nou toe. Nou as jy ook van liberale waardes praat en al die dinge, vrye mark en alles, dis uiters belangrik. Ek dink van die frustrasies op die oomblik is 'n ding soos buitelandse sake. Is nie op daai vlak bespreek landwyd nie en die ANC doen nou hulle eie buitelandse beleid en die DA en die ander het geen seggenskap daarin en is frustreerd daaroor omdat dit nie so gedoen is nie. So ek stem jou saam, die ideaal is om beleid eers te praat en dan daartoe en dan gaan baie koalisies wees hierdie keer, daar's geen twyfel aan nie. Waarskynlik al die metros gaan dit wees en dis 'n groot uitdaging. Ek wil nie oor mevrou Zille onnodig praat nie. Ek en sy se tydgenote, ouderdomsgenote, en sy is baie dapper om terug te gaan. Ek het al Mohammed Ali gebruik, hy het suksesvol teruggegaan, maar daar's nie almal wat suksesvol teruggaan na, ek dink nie. Maar as die Johannesburg slaag, ek dink nie sy kan hom alleen wen nie, sy gaan 'n koalisie nodig hê en dan moet daar oor beleid gepraat word en dan is Mashaba 'n rolspeler, Vryheidsfront 'n rolspeler, ADP en dan moet al hierdie goed in werking tree uiteindelik om dit te maak werk. Want aan die ander kant as jy oor plaaslike verkiesing kan praat, lê Lesofie. En Lesofie se groot probleem is hy moet sukses bereik in Gauteng. Hy durf nie die 2 metros verloor daar in die plaaslike verkiesing nie, veral nie wel Tshwane en dan nou Johannesburg en dit lyk of hy hulle kan verloor. Nou het hy die EFF nader getrek. Korttermyn kampstig net om die begroting deur te kry, maar ek glo op langtermyn glo hy dit kan maak dat hy dalk kan wen in die verkiesings in die metros. As hy nie slaag nie, gaan dit tot sy nadeel wees. Ja, gaan hulle agterna hom sê jou plan het nie gewerk nie en dan is sy toekoms waarskynlik toe. Slaag hy, dan is hy besig om 'n nuwe swart eenheid te bekry en dan is hy kandidaat vir adjunkpresident wat ook al, maar dis 'n baie kriptiese opsomming. Jan, ons het 1 minuut oor vir jou om vir ons te sê of jy saamstem met die voorstel dat daar 'n 1% kerf moet wees. Met ander woorde, 'n party wat nie 1% darm gekry het in die plaaslike verkiesings nie, hoort nie in die samestelling van 'n raad nie en kry dan daarmee nie die mag om uiteindelik te bepaal wie regeer daar soos wat tans die geval is nie. Ja, ek stem saam daarmee. En ek wil gou net 'n laaste ding sê hier eindig. Jy het my nou 'n moeilike vraag gegooi waarop ek nie voorbereid was oor Dr. Corneille Mulder se leierskap van die Vryheidsfront nie. Ek het nou daaroor nagedink. Ek stem saam met Flip Buys dat Dr. Corneille Mulder tans die beste partyleier in die land is. En waarop grond jy dit? Behalwe dat Flip ook gesê het. Nee, wel, ek volg graag vir Flip dikwels, maar nee, ek dink ek het nou gedink aan al die ander en ek dink tussen meneer Sabisa van Inkatha en Dr. Mulder van die Vryheidsfront is dit 2 mense wat ordentlike mense is. En vir my weeg dit. Ek reken hulle vaar beter as die president van die ANC wat gewoon nie 'n besluit kan neem nie, meneer Malema, selfs meneer Zuma. Ek dink Dr. Mishwe is nog steeds die leier van die ACDP. Ek verkies dit as mense se nou aanbeweeg. So hoe dit ook al sê, ek wou net daai punt baie duidelik maak want jy het my net op die verkeerde voet betrap, maar ek het nou daaroor nagedink en ja, ek stem saam dat Dr. Mulder die beste partyleier in die land op die oomblik is en dat hy kort daarna gevolg word deur meneer Sabisa van Inkatha. Goed, so omdat my laaste vraag aan jou nie te doen gehad het met partyleierskap, gaan ek tog vra, Dr. Mulder, wie is vir jou die nommer 1 partypolitieke leier in die land tans en waarom? Een sin asseblief. Jy kan nie eens vir my vra nie want ek is ongelukkig my belange verklaar, ek is familie van die een leier wat daar is. Ek moet net eers dan ook my belange verklaar. Ek het geen geld vir Jan gegee vir die advertensie rondom die boek nie en ook geen geld vir hom gegee vir hierdie ding nie. Ek dink Dr. Mulder doen goed en die ander doen goed omdat jy hulle looi die ANC, die man in die straat wil hê jy moet hulle beklei. En die arme DA is in die moeilikheid, hy dit nie meer lekker. Jason, jy moet dank vir jou gereed kry om jou hierdie kongres. Dr. Mulder, ons verloor jou 'n bietjie. Jason, jy moet dalk net vir jouself gereed kry om vir ons te sê wie beskou jy as die nommer 1 partypolitieke leier in die land op die oomblik en waarom? Ek dink dokter het gevries, hoor. Ons gaan ja, so kom ons gaan voort. Jason? Ja, ek sou sê die twee politieke partye wat vir my uitstaan in terme van moderne beleid en wat hierdie land tot welvaart toe kan lei, is natuurlik die DA en die Vryheidsfront. En natuurlik die twee leiers wat die partye het, staan natuurlik vir my uit. So
of dit nou die twee leiers is of die politieke partye, daai is die twee politieke partye wat vir my uitstaan en wat vir my daai tipe beleid verteenwoordig of propageer wat hierdie land vorentoe kan neem. Ten spyte daarvan dat jy self vroeër gesê het, die PA is besig om steun van die DA wat so goed gelei word volgens jou afneem. Baie goeie vraag. Ek dink die DA het die beste beleid en natuurlik ook die Vryheidsfront. Die moeilikheid van die DA is, en dit is natuurlik hoe omskep jy daai goeie beleid in stemme? En ek weet nie, ek kan nie die DA adviseer nie, hoe die DA dit gaan doen nie. Die moeilikheid is met die PA. Die PA het nie beleid nie. Die PA het nie 'n plan om hierdie land te laat maak werk nie. En dit is die moeilikheid. Baie dankie. Jason Lloyd is 'n rubriekskrywer, politieke rubriekskrywer op Litnet. Jan Joubert wat saam met ons hier is, doen sy PhD tans aan die Universiteit van Leiden in geskiedenis en spesifiek oor die Afrikaners na apartheid. En dan het ons ook die skrywer van hierdie boek Parlementpraatjies, Dr. Pieter Mulder, saam met ons gehad. En hy was vir iets soos 30 jaar 'n parlementslid, ook 'n adjunkminister en ook partyleier van die VF+. Baie dankie dat julle gekyk het na hierdie weergawe van Wyngaard Weekliks vir Litnet.